Never knew that smile would be the last. Never thought the moment would move so fast. Now I'm standing here with an empty room, praying for the day I'll be with you. There's an angel in heaven tonight. Angel, heaven tonight. Your love still carries me through the night. Carries me through the night. Though my heart is breaking, Hold on tight. there's an angel in heaven tonight. Angel, heaven tonight. You were the light when my skies turned gray. You found the words that could guide my way. Now the silence cuts deeper than I can bear, but I close my eyes and I feel you there. There's an angel in heaven tonight. Angel, tonight. Your love still carries me through the night. Carries me. When I get where I'm going, on the far side of the sky, the first thing that I'm gonna do is spread my wings and fly. I'm gonna land beside a lion and run my fingers through his mane, or I might find out what it's like to ride a drop of rain. Yeah, when I get where I'm going, there'll be only happy tears. I will shed the sins and struggles I have carried all these years, and I'll leave my heart wide open. I will love and have no fear. Yeah, when I get where I'm going, don't cry for me down here. I'm gonna walk with my granddaddy, and he'll match me step for step, and I'll tell him how I've missed him every minute since he left. And then I'll hug his neck. Yeah, when I get where I'm going, there'll be only happy tears. I will shed the sins and struggles I have carried all these years, and I'll leave my heart wide open. I will love and have no fear. Yeah, when I get where I'm going, don't cry for me down here. With so much pain and so much darkness in this world we stumble through, all these questions I can't answer, and so much work to do. But when I get where I'm going, and I see my Maker's face, I'll stand forever in the light of His amazing grace. Yeah, when I get where I'm going, there'll be only happy tears.
on in. Rock a while. I never knew that smile would be the last. Never thought the moment would move so fast. Now I'm standing here with an empty room, praying for the day I'll be with you. There's an angel in heaven tonight. Angel, heaven tonight. Your love still carries me through the night. Carries me through the night. Though my heart is breaking, Hold on, hold on tight. there's an angel in heaven tonight. Angel, heaven tonight. You were the light when my skies turned gray. You found the words that could guide my way. Now the silence cuts deeper than I can bear, but I close my eyes and I feel you there. There's an angel in heaven tonight. Angel, tonight. Your love still carries me through the night. Carries me through the night. Though my heart is breaking, Hold on, I'll hold on. on tight. There's an angel in heaven tonight. Angel, hey tonight. Someday I'll walk where the shadows end, and I'll hold you close again. Now you're an angel in heaven tonight. Angel, heaven tonight. Your memory shines like a guiding light. Memory, guiding light. Though I'm still here with this end, Still here, endless fight. you're an angel in heaven tonight. An angel in heaven tonight. Angel, heaven tonight. I remember how you light the room like nothing could go wrong. You carried hope in everything, even when it felt too strong. You held us up when we were weak. You never turned away. You gave your heart to everyone in your own quiet way. I still hear your voice in empty space, like echoes in my mind. Every word you ever said still plays back all the time. We never thought the day would come we'd have to let you go. How do you say goodbye to love when it's all you've ever known? If I could trade the world for one more moment, I'd never let you slip away. Let angels carry you today to a place where pain just fades.
today. I think about the little things, the laughter in your eyes, the way you made the darkest days feel somehow filled with light. You never asked for anything, you gave it all instead, and now I'm left with memories and words we never said. The silence feels so loud tonight, like something's missing here. I reach for you without a thought, then remember you're not near, and every breath feels heavier, like I'm learning how to live in a world that took the best of me with everything you gave. Let angels carry you today to somewhere far from all the pain. I give my life just to hear you call my name again. I miss you more with every tear I can't explain. That angels carry you today. If love could reach beyond the sky, you'd feel me holding on. I'd follow every star tonight just to where you've gone. So if you hear me in the wind or in the pouring rain, just know I'll carry you with me until we meet again. Let angels carry you today to peace beyond the tears I cry. I'll keep your light, I'll keep your light alive in every part of my life. Though it hurts, I know I have to say goodbye. Let angels carry you today. Goeiemôre broer en suster, familie, vriende van oom Paul en Tannie Hannetjie. Tannie Hannetjie, weer eens innige simpatie, en mag Tannie die Here se teenwoordigheid nie net vandag hier in die kerk beleef nie, maar elke dag vorentoe. Ook so vir julle, Liesel en Nicole, mag die Here dra vandag. Ons glo en bely dat ons het 'n God wat nie ver van ons af is nie. Hy is juist nader aan ons, want die woord van die Here kom getuig dit in Psalm 37 vers 19, 34 vers 19. Kom sê hy is naby die wie gebroke van hart is. So hy is vandag naby ons, by ons, in ons om te kom troos, om te kom sterk en om te kom krag gee. En mag elkeen van u dit ook so beleef wat saam hier is en saam die verlies ook moet dra in die harte. Mag u ook so die Here se teenwoordigheid vanmôre hier beleef. 'n Teenwoordigheid van vrede, 'n teenwoordigheid wat vir ons kan laat weet en ons laat kan rus vind, soos Psalm 23 vir ons beloof, dat hy ons bring by groen weivelde en waters waar daar rus is. Mag u dit so vandag beleef. Kom ons bid gou saam. Ons Hemelse Vader, dankie. Dankie dat ons vanmôre u naam mag aanroep en weet dat u 'n God is, Here, wat kom verklaar dat u vir ons lief is. Dat u kom verklaar dat u naby ons is en naby ons wil wees. Dat ons u kan aanroep as 'n Vader,
wat elke deel van ons weet, ons gedagtes, ons emosies, elke deel. U ken ons opstaan, U ken ons waarheen ons op pad is, U weet alles. Dankie Here. Dankie dat U 'n God is wat met ons bemoeienis maak. Dat U vir ons tyd maak, Here, en dat U ons uitnooi om na U toe te kom wanneer ons moeg en oorlaai en veral wanneer hartseer ons harte beet gepak het, Here, kan ons by U kan kom rus vind. Dankie. Dankie vir daai uitnodiging, dankie vir die belofte dat U hoor en dat U weet nog wat ons gaan sê nog voordat ons dit sê. Dankie vir U belofte van sorg en dankie dat ons vanmôre by U kan kom wees. Ons bid Here dat U elkeen sal dra vanmôre, ons bid veral vir Tannie Hannetjie en vir Liesel Here en vir Nicole dat U hulle sal vashou. Asseblief Vader, en U hulle sal seën met U troos en U teenwoordigheid. Dankie Here, aan U al die eer. Amen. My suster, jy kan gerus die blaadjies net gou nader trek. Ek wil graag vir ons die begrafnisbrief voorhou. Ek en Paul het 'n lang pad saam geloop. Ons ken mekaar al van kindsbeen af. Daar was uitdagings soos om ons seun Solomon met sy spesiale behoeftes groot te maak. En haar oupa Salomon te kyk wat Alzheimer's gehad het. Die plaasaanval het die mat onder ons voete uitgeruk, maar saam het ons die uitdagings oorkom. Paul was 'n knap aardappelboer en sy hande het vir niks verkeerd gestaan nie. Hy was baie meganies en kon enigiets regmaak of bou, selfs besonderse loodglaswerk doen. Hy het altyd 'n plan gehad. Die aanval het sy gesondheid geknou en later nog ander mediese probleme veroorsaak. Hy kon nie meer boer nie en dit was vir hom 'n groot frustrasie. Ons het ook baie vreugdes gehad. Ons het 2 pragtige dogters, elkeen met hul eie talente. Ook 3 kleinkinders wat ons baie plesier gee. Oupa het Ian sy eerste motorfiets saam met hom gebou en soos sy vaardigheid ontwikkel het oupa 'n groter een gekoop. Hulle het dit saam baie geniet. Ons het 'n mypaal van goue bruilof gevier. Ons was bevoorreg om in Amerika, Europa en die Ooste te kon toer. Ook het ons die hele Suid-Afrika met sy motorfiets saam met vriende getoer. Motorfietsry was sy passie. Alles baie goeie herinneringe. Ons sal jou mis tot ons by jou kan aansluit. Liefde, juffrou Annetjie, Nicole, Liesel en Paula. Kleinkinders Ian, Julise en Paulie. Ek gaan nou geleentheid gee vir Jeanette. Sy gaan vir ons 'n lied sing. Ek wil ook net sê dat ek en Paul van sub A af maatjies was in Paulus skool. Ons kom 'n lang pad. Hannetjie, vir jou ook en julle ouers. Dis 'n wonderlike voorreg vir my om vanmôre net om te groet met hierdie woorde. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort. It wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memories of love will see you through. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer. It wants to show you more. And even in times of trouble, when you are most alone, the
some are strong as steel, to some a way of living, to some a way to feel, and some say love is holding on, and some say letting go, and some say love is everything, and some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I could live forever and all my dreams come true, the memories of love will be of you. The memories of love will see you through. Baie dankie, Jeanette. Die teksgedeelte wat ons vanmôre gaan saam lees, kom uit Romeine 8. Baie bekende gedeelte van hoop, gedeelte wat getuig van hoe God oor ons dink en wie hy is. Ek wil dit graag vir julle saam lees, Romeine 8 vers 31 tot 39. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit: God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek en hy sit aan die regterkant van God en hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. En broer en suster, wanneer 'n mens iemand vir wie jy baie lief was aan die dood afstaan, wanneer jy daardie verlies beleef, dan gaan hy ou baie keer deur verskillende emosies. Mens weet nie altyd wat jy moet voel of hoe om te voel of wat is die regte om te voel nie. En ander kere dan tref die emosies jou en dit oorweldig jou. Dit voel baie keer soms of mense die stryd 'n bietjie verloor teenoor al hierdie emosies. En dis waarvoor hierdie Romeine 8 gedeelte dan na ons toe kan kom en vir ons kan kom troos, ons kan kom bemoedig, ons kan kom herinner aan wie God is en wat hy vir ons kom doen het. Ek is mal oor hierdie gedeelte, want in hierdie gedeelte is daar nie opdragte nie. Daar is nie 'n ruiltransaksie nie, daar is nie iets wat ek moet doen sodat ek iets moet ontvang nie. Dis nie ek moet hier soekie beloftes dat as ek so en so leef en so praat, dan het God my lief nie. Nee, dit kom verklaar eenvoudig dat God het my lief. God is by my, hy help my, hy is lief vir my en dan hy oorwin vir my. En daarom kan hierdie gedeelte vir ons kom verklaar dat ons meer as oorwinnaars is. En daarom wil hierdie gedeelte ons daaraan herinner dat God is getrou en dat by hom kan ons rus vind. Want hy het ons lief en hy het die oorwinning behaal. As mens hierdie gedeelte ook lees, dan sien mense is in die vorm van 'n oorwinningslied wat wil kom verklaar dat God het gewen. En hoe het hy gewen? Sy seun Jesus Christus wat die dood oorwin het. Hy het gesterf aan die kruis, maar
opgestaan en die graf is leeg. Deur sy genade het hy gewen. Deur sy liefde het hy gewen. En daarom verklaar hy ons as sy kinders meer as oorwinnaars. En belangrik vir ons as gelowiges is dit dat ons sal onthou dit wat hierdie gedeelte wil kom verklaar. Dan die Jannetjie is dat ons wen al verloor ons. Ons wen al is ons gebroke, ons wen al is die nood swaar, ons wen. Want God het gewen en hy is vir ons. Ek onthou, altyd as ek hierdie gedeelte so lees, het my broer hulle een keer op 'n jeugkamp, toe hulle 'n spesifieke naam vir hulle groep moes kies, toe kies hulle die wenners, dis hulle naam. So maak nie saak nie, as hulle gesê het in die 5de plek, dan sê hulle die wenners. Of in die laaste plek, die wenners. En dis wat hierdie gedeelte wil kom verklaar vir my en vir u, wat as gelowiges is en kinders van God is, maak nie saak wat nie. Ons is oorwinnaars. Want God het gewen. God het gewen vir ons. Hierdie gedeelte verklaar dit, dat liefde wen altyd. Dat liefde vergaan nie, daar is geen einde aan die Here se liefde nie, en dit my en u ons deel is in Christus Jesus. As mens hierdie gedeelte van nader sou bekyk, dan moet ons onthou dat Paulus hierso kom skryf vir 'n gemeente wat deur baie swaar gaan. Die lysie hier in Romeine 8 is baie swaar, pyn, lyding, benoudheid, swaar. Want dit was in die tyd van keiser Nero waar die Christene verskriklik vervolg was, en die nie die meeste vervolg was nie. En hulle het al hierdie dinge beleef, die swaar beleef. En dan kom Paulus en sê, maar onthou, hier is julle troos. En hy kom bied hierdie troos op 3 vlakke. Hy kom bied dit aan in God se liefde. Hy kom bied dit aan die feit dat God vir ons intree deur die Heilige Gees en deur Jesus. En dan die derde ene is, hy kom verklaar dat God vir my en u is. En hierdie was nie mooi weerspraatjies nie. Hierdie was nie oor optimistiese woorde wat Paulus vir ons hier kom bied nie. Hierdie was deurwinterde woorde. Woorde wat geskryf is deur iemand wat elkeen van hierdie nood en swaar kry beleef het. Wat in die begin daarvan was en dit kon deursien en op die ou einde kon sê, die liefde van Christus het my gedra. So Paulus kom skryf as iemand wat ervaring het, as iemand wat weet en kan verklaar dat die liefde van die Here sal nooit vergaan nie, ons is nooit daarsonder nie. En dan Jannetjie, dis die gebed en belofte wat hierdie gedeelte vir ons wil gee. Is daai woorde, ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons liefhet. Ek wil by 3 gedagtes kom saamvat vanmôre so half om ons te help om te onthou wat Romeine 8 kom beloof. Hy kom beloof die troos van God se liefde, die troos dat hy vir ons intree en die troos dat God vir ons is. Ek het nou net vir kom vertel van Paulus kom skryf hier vir 'n gemeente wat deur baie swaar gaan. Nou Paulus het heel moontlik hierdie geskryf aan die einde van sy tyd waar hy klomp van hierdie dinge beleef het. Waar hy verskeie kere in die tronk was en pyn en hartseer en verdeling beleef het en dan kom verklaar hy hierdie woorde. Geen lyding of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard nie, niks kan ons skei van sy liefde nie. En wanneer ek en u na hierdie woorde sou kyk, Jannetjie, as ons lysie van woorde sou sit waardeur Tannie hulle al is en Tannie hulle het so mooi eerlik oor Tannie hulle se swaar ook gepraat in hierdie brief. Dan kan mens ook dit selfs in hierdie lysie kom insit. Nie kwaad of vrees of twyfel of siekte of eensaamheid of misdaad, niks hoef ons te skei van die liefde van Christus nie. Want aan sy liefde is daar geen einde nie. Niks. En partykeer broer en suster, as ons deur hierdie woorde kom lees, dan lees ons en ons fokus op 'n sekere gedeelte van hierdie gedeelte van die daar is niks kan ons skei van die liefde nie en ons vergeet van daai woordjie wat regtig kom sê niks.
Ek is lief om na die Grieks ook te gaan kyk en daai Griekse woordjie spesifiek beteken daar's niks wat ons kan skei nie. Daar's nie iets wat ons kan weghou of dat God van my af hoef weg te wees nie, maar dat hy naby is, by my is. En dis wat hy kom verkondig hier. Sy liefde het oorwin en oorwin steeds. En hierdie oorwinning beteken nie dat hartseer, pyn, verlies en al hierdie dinge nie met my gaan gebeur nie. Dis nie wat in die oorwinning staan nie. Die oorwinning kom verklaar dat daardie pyn, hartseer en verlies nie die laaste sê het nie. Dis die voorreg wat ons as gelowiges het. Daarom kan ons oorwinnaars wees. En hierso kom staan nie net oorwinnaars nie, maar meer as oorwinnaars. Met ander woorde, in oortreffende trap, en is die enigste plek waar hierdie spesifieke woord so staan, wat Paulus het wil kom beklemtoon het. Ons is meer as oorwinnaars. Hierdie verhouding, hierdie band wat ons met Christus het, niks kan dit breek nie. Want God, deur Jesus het dit vir ons kom gee en dit vir ons kom bied. Hierdie band groei en word dieper en sterker elke dag. En die swaar kan dit nie breek nie. So in 2019, toe bied ek 'n kamp aan vir jong mense by Batseloop en ek het gevra dat een maatskaplike werker vir ons dit kom, vir ons een van die sessies kom hanteer en sy laat vir die kinders toe en sê, teken vir my die mooiste prentjie waarvoor jy baie lief is, teken dit vir my. En elkeen het verf gekry en het begin teken. En toe kom sy na 'n rukkie, dan kom sy terwyl hy teken, ek het ook myne geteken, dan kom sy en dan kyk sy, dan vat sy bruin of swart verf en dan maak sy die prentjie lelik. En dit het ons almal verskriklik ontstel. En dan sê sy, maak dit weer mooi. En dan gaan sy aan. En dan kom jy later aan, dan het jy nou weer mooi gemaak en met die beste wat jy kon met dit wat sy gedoen het, en dan probeer jy weer. En dan kom sy en sê, wat is dit? Nie verduidelik, maar jy hou haar hande dop. En net na het jy gesê, dan vat sy haar hand en dan plak sy hom so. En vir van die jong mense het dit heeltemal oorweldig. En toe ons na die tyd en sy sê, kom ons selfs 'n bietjie oor wat hier gebeur het. Toe sê sy, dit is wat baie keer die lewe doen. Ek het hierdie perfekte prentjie van hoe dit moet wees en hoe my lewe ingerig moet word. Ek wil hê alles moet so werk, maar wat die lewe doen is soos wat ek kom en dit maak alles lelik. En die Here wil ons kom help dat selfs die lelik hoef nie die laaste sê te hê nie, dat ek die lelik met die krag van die Here weer mooi kan maak. En daarom net so 'n bietjie vroeër in Romeine 8 vers 28 staan daar, God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Pyn het nie die laaste sê nie, swaar hoef nie die laaste sê te hê nie, want Jesus het oorwin. Dan die tweede gedagte waarna ek troos vind in hierdie gedeelte. Die ene is God se liefde en die tweede ene dan die Annetjie, en dit is dat die Gees staan ons by, dat hy bid vir ons. In vers 26 in Romeine 8 kom dit en sê Paulus, die Gees staan ons in ons swakheid by, ons weet nie altyd wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Heilige Gees pleit vir ons. En dan hier in vers 34 kom staan dit, Christus wat aan God se regterhand sit, hy pleit vir ons, hy bid vir ons, hy tree vir ons in. En veral wanneer ons swak, ons weet ons hoe nodig het ons dit. Want baie keer in tyd van verlies en hartseer, dan het mens nie die woorde nie. Baie keer het jy nie die krag nie, baie keer het jy nie, weet jy nie wat om te bid en wat om te vra, waarvoor om dankie selfs te sê nie, en dit oorweldig mens. En dan kan ons berusting vind, dat die Heilige Gees kom tree vir ons in, en hy bid vir ons volgens God se wil, God se weë in ons lewens, en dat dit wat lelik geword het, dat die Here dit weer vir ons kan vreugde gee daarbinne. Ek glo u is bekend met so 'n prentjie. Ek het dit gesien by 'n oud kollega van my in Litrigaard. Waar daar op die prentjie staan daar
op papier geskryf, Dear Lord, en dan sien jy, die papier is nat met trane, en dan onder staan daar Amen. Partykeer is dit al wat ons het om dan met die Here by hom op te daag, en dan kan ons weer die Heilige Gees staan ons by, wanneer ons swak is, kom sê Paulus later in 2 Korintiërs, is die Here is dan sterk en sy genade is vir ons genoeg. En dan laastens, ek sluit af met die laaste gedagte, van hier in Romeine 8:31, die belofte en die troos van dat God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Dan kan niemand jou veroordeel nie. Niks hoef vir jou te veel te wees om te dra nie, want God is vir my. En as God vir my is my lewe vir ewig in sy hande. En dis die belofte wat die Here vir ons gee. Niks kan ons uit sy hand uitruk nie. Daar is nie 'n hartseer te diep of probleme te groot wat die Here my nie kan help om te oorkom nie. Dis wat hy vir ons wil beloof, want hy is met ons en hy gee vir ons help ons om elke tree te gee. Hy is die Almagtige, hy is die Skepper, hy is die een wat vir ons elke dag dra. En dis die belofte van Romeine 8, en hom kan ons veilig wees. God is vir ons, hy kies vir jou, hy beskerm jou. Ek haal Jesaja 43 aan. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het. God is vir ons. Hy is altyd met ons. Hy mag dan nie, Liesel, julle ook as klein kinders wat inkyk of inluister, mag julle weet, dat God is vir julle lief. Dat God kom tree vir julle in deur die Heilige Gees. En dat omdat hy vir julle is, wie kan teen ons wees? Mag julle die Here se troos beleef. Mag dan julle weet dat Paulus ook veilig by die Here. Vir altyd. Hierdie belofte van Romeine 8 is nie net vir hierdie jaar nie, dis vir altyd nie. Veilig by die Here. Dat hy verlos is van die swaar pyn en smart wat hy die laaste ruk moes beleef en sy liggaam het baie houe gevat. Want dat hy nou by die Here kan wees waar elke traan afgedroog word. En mag dit ook vir ons elkeen troos en berusting gee. Kom ons bid weer saam. Here, dankie dat U vir ons bid. Dankie dat U ons in ons swakheid bystaan. Dankie Here dat ons net by U mag opdaag en kom wees. Sonder om iets te sê, net wees. Here, ek bid vir Tannie Hannetjie en haar gesin. Here, dat U hulle sal dra. Here, ek kom bid vir Liesel en vir Nico. Ek kom bid vir Paula. Here, wat nie vandag hier kan wees nie. Here, mag U hulle elkeen vashou en kom U liefde oor hulle laat kom spoel. En dat U nie ver sal voel nie, maar naby is, Here. Here, as ek dink aan die kleinkinders, wees met hulle ook elkeen en troos hulle waar hulle is, Here, in Jesus naam. Dankie, Here, dat ons enige tyd, enige plek net na U toe mag kom en weet, U is daar. U is daar en wanneer ons bekers oorloop, maar U is veral daar in ons tye van nood en dankie daarvoor. Here, dankie vir hom Paul. Dankie vir die man wat hy was, die pa wat hy was, die oupa. Dankie, Here. Dankie dat hy die liefdes in sy lewe kon oordra. Dankie dat hy dit so met passie geleef het. Dankie, Here, dat U hom geseën het met elke talent en gawe wat U vir hom gegee het. Dankie dat U hom gedra het. Dankie, Here.
En dankie dat hy nou by U kan wees. Dankie vir die ewige lewe, Here, en dankie dat daar vir ons daarin kan troos wees. Aan U al die eer. Amen. Broer en suster, voordat ons na die bedankings gaan luister, gaan ons eers gou na 'n lied luister. Kom ons luister daarna. As my tyd kom en die lug word stil, as my asem sag begin verdwyn, moenie huil oor wat jy verloor het nie. Onthou my lag, onthou my pyn, ek het lief gehad met alles wat ek kon, ek het geval, maar weer opgestaan, elke traan het iets in my genees, elke wond het my leer verstaan. Hou my vas in jou herinnering, nie in vrees of spyt nie. As my tyd kom, laat my gaan, moenie my bind aan hierdie grond. Ek is meer as net 'n laaste dag, ek leef voort in elke woord. As my tyd kom, wees nie bang, ek is veilig, ek is vry, in jou hart sal ek bly woon. As my tyd kom, sê net rustig. Ek het gedroom al was ek moeg, ek het geglo toe hoop verdwyn. Daar was daar wat my gebreek het, maar liefde het my weer laat skyn. As die nagte swaar voel op jou siel en jy vra waarheen ek gaan, kyk boontoe waar die sterre brand, dis waar my reis begin bestaan. Moenie vra hoekom dit eindig nie, vra net wat dit beteken het. As my tyd kom, laat my gaan, moenie my bind aan hierdie grond. Ek is meer as net 'n laaste dag, ek leef voort in elke woord. As my tyd kom, wees nie bang, ek is veilig, ek is vry, in jou hart sal ek bly woon. As my tyd kom, sê net rustig, ek is nie weg nie, ek het net verander, van asem na lig, van hier na verder. As my tyd kom, hou my naam, soos 'n gebed teen jou bors. Elke liefde wat ek was, word nou jou krag, jou dors. As my tyd kom, kyk vorentoe, moenie agterbly in rou, want ek leef in elke môre en in alles wat jy doen. As my tyd kom, onthou liefde sterf nooit. Gee nou vir Nicole kans vir die bedankings. Ons as familie wil graag vir elke lid, elke familielid, elke vriend, elke kennis opreg bedank vir elke oproep, elke boodskap, elke drukkie, elke gebed en welke vorm ook al van ondersteuning wat julle verleen het aan Ma Anetjie in die afsterwe van Pa Paul. Maar ook gedurende sy hospitalisasie en verskeie operasies. Baie dankie aan die dokters en verpleegspersoneel van die intensiewe sorgeenheid van Hoogland Medikliniek wat julle roeping en beroep aangewend het om Pa Paul so gemaklik as moontlik te hou en te versorg. Die bestuur van Residentia Sorgsentrum wat so spoedig plek kon voorsiening maak vir Pa na die ontslag aan die hospitaal om te kan aansterk daar. Personeel het baie mooi na Pa gekyk en Ma is opreg dankbaar daarvoor. Ma is opreg dankbaar vir elkeen wat vandag die diens kom bywoon het. As laaste eerbetoon aan Pa, maar ook vir elkeen
om saam met hom, saam met ons as gesin geestelik versterk kan word en vertroos kan word met die bediening van die woord. Want dit is wat ons standvastig hou. Elkeen wat ver verlof moes insit, sy dagtaak op ys moes sit vir vandag, baie dankie. Danksy tegnologie, kan die bekwame Janie Radman, baie dankie, dit vir ons moontlik maak, dat die diens dan ook lewendig uitgesaai kan word, vir die wat nie hier kan wees nie. Maar wil spesifiek dankie sê aan Johan en Elsie in Nieu-Seeland, dat julle ook op hierdie wyse teenwoordig is. Paula in Skotland, Ian in Amerika, Julise en Paulie, en soveel wat ons nie eers van weet nie. Ons het begrip vir julle omstandighede, en waardeer dit, dat julle op hierdie manier die dag met ons deel. So meneer André, baie dankie vir jou boodskap vandag. Baie dankie ook dat jy vir ma ken, vir pa ken, en 'n boodskap bring wat ons kan versterk en dan kan vashou. Baie dankie vir jou boodskap vandag. Ma wil in besonder vir jou baie dankie sê vir al die besoeke voor die tyd, vir al die omgee, vir al die geselsies, en baie dankie ook vir die onderskraging wat jy daar gaan bied ook in die tyd wat voorlê, en die groot genees van hartseer, en die groot gemis wat voorlê. Baie dankie aan die kerkraad en die bestuur, Konrad, die koster wat ek ontmoet het hier buite, dat ons Bethlehem Oos gemeente kan gebruik hierdie fasiliteite vir vandag. Die gemeentelede in die wijk vir die verversings, na die afloop van verrigtinge, baie dankie daarvoor. Hier is dan ook elkeen uitgenooi, om dit saam met ons te kan kom geniet. Ek wil vra dat jy die tydjie sal maak om net mens te wees, om lekker te kom gesels, saam te kom kuier, en net die mooi en die liefde van die lewe in samesyn te kan kom ervaar. Jeanette Jacobs, dit was roerend en aangenaam om na jou te luister. Ons verstaan, sy moes by die skool gou weglip. Dankie daarvoor, dat sy vir ons hier kon wees. Elsie, baie dankie vir die blomme. Ons waardeer dit ongelooflik baie. En ook vir Kapat, vir die verdere verversings wat ons kan geniet. Baie dankie aan Tria, Winia en Anina vir julle eetgoede verversings. En Anina dat jy omgesien het na die blomme. Des en Minion, julle is ma se bederf, haar oproep om hulp, haar vasbrand toevlug, en bure 1000. Dankie dat julle na pa en ma omgesien het, al van dat julle in Gemsbokstraat ingetrek het. Baie dankie dat ons as kinders weet, julle is naby en naby, dat ons altyd op julle nommer kan druk, om gou oor te draf en hulp te bied, wat ons nie oor 'n afstand vermaak kan doen nie. Maar ook ek en Liesel en Paula waardeer julle verskriklik baie. Ma het my pertinent gevra, vir jou my engel, Liesel, baie dankie te sê, vir alles wat jy gereël het, aan alles gedink het, en ma met soveel geduld en empatie kon ondersteun. Maar wat ma dalk nie weet nie, is dat Liesel en Paula reeds voor Paula se vertrek na Skotland pen op papier gesit het en handtekeninge gemaak word om wat gedoen moet word indien so iets gebeur. Baie dankie Paula dat jy saam met Liesel deel kon wees daarvan. En baie dankie dat jy na pa en ma omgesien het vir die tyd wat jy hier was. Skoonsis Charlotte, baie dankie vir jou ondersteuning. Baie dankie vir die kos wat jy saamgebring het die naweek. En baie dankie dat jy en Jannie saam met ons vandag hier kan deel. Diekie van Martens begrafenisondernemers, baie dankie vir die versorging van die liggaam en dan ook vir jou diens ter aardebestelling Vrydag. Die plaas in Hopetown in ons familiebegrafplaas. Maar baie dankie
vir bykans 55 jaar, dat ma pa se liefde was. Pa se dansmaat was, wat die soet en die suur van die lewe saam gedans het. Van aardappels, markte en lorries, tot driving school, linners en speedkops. Van Metopo via Graspan tot in Gemsbokstraat. Van jonk en gesond, tot gevorderde ouderdom met kwale. Dankie vir die vrou wat ma vir pa was, die lewensmaat, die ondersteuner, die versorger, en die een by wie liefde kon vind, en vir wie hy baie lief was. Liesel en Paula, ek is baie lief vir ma. Baie dankie. Die aardestelling is Vrydag, op ma en pa se 55ste huweliksherdenkingsdag. Ons as familie is oorval met liefde, ondersteuning en alle forme van omgee, dat ons baie maklik iemand kan oorslaan in my beskeie poging van dankie sê. Wees verseker dat dit was per abuis. Vir pa was 'n motorfiets dreuning, musiek in sy ore. En ek nooi saam om vir oulaas na pa se musiek in sy ore te luister, te ervaar. En baie dankie Sena, dat jy hierdie vir ons opgeneem het in een van jou toere in Lesotho. Kom ons luister na pa se musiek. Dankie.
net sê, ek het nou weer onthou hoekom ek so bang is vir motorfietsse. Ja. Kom ons bid net gou weer, kan ons gou weer bid. Here, ek wil kom sê dankie dat U vir ons elkeen met passies in die lewe gee. En dat U ons daarmee help om die lewe te geniet en die lewe te waardeer, dankie. En dankie dat U ook hierdie so vir oom Paul gegee het en dat hy dit kon geniet met mense vir wie hy lief was en veral ook so sy klein seun, dankie Here. So dankie vir alles wat U vir ons gee om die lewe mee te leef. Help ons om dit ten volle ook so te doen. Amen. Amen. Broer en suster, ek gaan vir u vra om saam met my te staan, dan gaan ek vir ons die begrafnisformulier lees en daarna gaan ek die seën uitspreek. Dan gee ons net kans vir die naby familie om eers na buite te beweeg en dan het u gehoor dat hulle u uitgenooi het om saam met hulle verversings te kom geniet. Hierso in ons saaltjie hierso by Ploegland. U is baie welkom om dan saam soontoe te gaan. Kom ons staan. Oom Paul Zietsman is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies, dit bring hartseer en pyn, en tog gee die Here self sy troos en bemoediging, hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dus lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die troos en teenwoordigheid van sy Heilige Gees elke dag saam met u wees. Amen. Never knew that smile would be the last. Never thought the moment would move so fast. Now I'm standing here with an empty room, praying for the day I'll be with you. There's an angel in heaven tonight. Angel, heaven tonight. Your love still carries me through the night. Carries me through the night.